Johannes die Doper en sy prediking, Matteus 3, vers 1 tot 17. Het jy al gevoel hoe lekker dit is as iemand trots is op jou? Dit voel lekker, nee. Dalk het jy goed gedoen in skool. Dalk het jy iets goeds gedoen in die sport. En dan sê mamma en papa, joh, maar ek is trots op jou. Dit is 'n baie lekker gevoel. Vandag gaan ons sien hoe God vir Jesus gesê het dat hy trots is op Jesus en wat ons daaruit moet leer. Maar voor ons begin, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie vir 'n nuwe jaar, dankie dat U ons help, en dankie dat ons by U kan wees. Help ons om dit wat ons leer uit die Bybel vandag, dat ons kan weet wat U vir ons sê, en dat ons dit sal gaan doen. Maak ons rustig, maak ons soet, en help ons om al hoe meer te leef soos wat U wil hê ons moet. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Matteus is deel van die evangelies. Die evangelies is die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament, en hierdie boeke vertel vir ons die lewe van Jesus, vandat hy gebore is, totdat hy dood gegaan het en opgestaan het uit die dood. Vandag se gedeelte is uit Matteus. Kom ons sê die boeke saam. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Kom ons lees nou saam van Johannes die Doper en sy prediking uit Matteus 3 vers 1 tot 17. Nou wat het ons al gesien van die begin van die jaar af? Ons het gesien Matteus vertel vir ons die lewe van Jesus se geboorte af tot waar ons nou vandag is. Ons het geleer hoe Jesus gebore is en hoe die wyse manne gekom het en vir Jesus geskenke gebring het. Ons het gelees hoe hulle moes gevlug het van Herodes wat vir Jesus wou doodgemaak het, van die kindermoord. Maar toe Jesus groot geword het, dis waar ons nou is, die eerste ding wat Jesus gedoen het, is hy het na Johannes toe gegaan om deur hom gedoop te word. En dit is die verhaal wat ons vandag lees. So kom ons lees nou saam, Matteus 3, vers 1 tot 17. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het, toe hy gesê het, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband om sy heupe, en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop. Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? Dra liewer vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê klaar teen die wortel van die bome. Elke bome wat goeie vrugte dra, nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het sy skop in sy hand, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Sy koring sal hy na die skuur toe bring, maar die kaf sal hy met 'n onblusbare vuur verbrand. In daardie tyd het Jesus
van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom, om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder, deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word, en u kom na my toe? Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarom het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en dadelik daarna uit die water opgekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom gekom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Ons memoriseervers is Matteus 3 vers 17. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Kom ons sê dit saam. Matteus 3 vers 17. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Uit die gedeelte wat ons gelees het, het God vir ons gewys dat hy gesê het, hy is trots op Jesus. Hy het gesê, ek verheug my oor Jesus. Jesus het niks sonde gehad nie. Hy het niks verkeerd gedoen nie. As ons soos Jesus leef, dan sal God ook trots wees op ons. Ongelukkig kan ons nie soos Jesus geen sonde doen nie. Ons doen maar baie goed verkeerd. Partykeer jok ons, partykeer is ons lelik met ander, partykeer luister ons nie vir ons ouers nie. Ons het al iewers sonde gedoen en ons gaan dit nog steeds weer doen. Maar daarom het God gesê dat wanneer ons in Jesus glo, dan is God trots op ons. Om in Jesus te glo, beteken dat ek ook gaan leef soos wat hy vir my geleer het. En ek gaan dan bekeer. Julle gehoor hoe baie word daar gepraat van bekeer? Bekeer beteken om op te hou om die verkeerde te doen en te begin om die regte goeders te doen. Wanneer ek verkeerde goeders doen, dan het ons geleer dat ons moet ophou. Maar wanneer ek baie keer sukkel om op te hou die verkeerde goeders doen, het ons ook geleer dat die mense na Johannes toe gekom het en hy het vir hulle gesê om vir hom te vertel van dit wat hulle verkeerd doen. Ons kan ook baie keer as ons sukkel, dan kan ons na 'n ouer toe gaan of na 'n kategese leier en vir hulle vertel wat ons verkeerd doen. En hulle kan ons help om te kies om nou die regte goed te doen. En al hoe ons dit kan doen is deur die Heilige Gees wat in ons woon. Die Heilige Gees leer ons deur die Bybel en wanneer ons hom vra. Daarom is dit vir ons belangrik om aan te hou die Bybel te lees en te bid. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie dat U vir ons sê, U is trots op ons wanneer ons in Jesus glo. Help ons dat ons sal groei in geloof, dat ons al hoe meer sal leef soos wat Jesus geleef het en doen wat hy geleer het. Werk so met U Heilige Gees in ons harte. Help ons om te onthou, om Bybel te lees en dit te onthou en te gaan doen. Dankie dat U vir ons sondes gesterf het en daardeur vir ons sê, U is trots op ons. Amen. Onthou, God is trots op ons omdat ons in Jesus glo.